Yes, wat sê die mense? Ons doen vandag 'n bietjie onderste video. Ons loop so langs die see gesels. Vandag gaan ek hier praat oor hoe sien jy dit ding is 'n scam? Wel, dit is baie maklik as logiese denke verlaat mense se kop as daar geld betrokke is. Veral vinnige geld, jy weet. En die beste van 'n scam is hy ou vir jou vertel jy kan in 5 dae jou geld verdubbel of vertrippel of selfs vertiendubbel. Dan moet jy onmiddellik weet dis 'n scam. So dit is hoe jy daai die ander logiese denkwyse is veral met hierdie piramide skema. As daai ou soveel geld, hoekom het hy jou nodig? Hoekom het hy jou geld nodig om geld te maak? Hy wil nie jou ryk maak nie, hy wil ryk word. 99% van daai ouens is glad nie gepla oor of jy fucking geld maak. Hy wil geld maak. So hoekom bied hy jou hierdie wonderlike geleentheid, maar jy moet jou geld insit en dan gaan jy jou geld vir 3 dubbel, vir 10 dubbel. En dit is pyramid schemes, dit is scams. Die logika maak nie sin nie. Hierdie ou met byvoorbeeld jy gebruik jou geld om voorraad aan te koop en dan te verkoop en dan gee jy gedeelte van die wins. Ag man, as jy hoeveel geld maak, koop hy voorraad homself. Daar's nie sulke stories nie. En hierdie as die ou sê, hy's 'n crypto investor of 'n middelman kak, hy's 'n scammer. Hulle hardloop op hierdie crypto ding al vir jare nou al. Die crypto boom is verby. Jy het 40 sent vir 'n bitcoin betaal en daai ou het geld gemaak toe daai ding nou oor die $100,000 bitcoin. So, jy kan wel geld maak met crypto, maar dit vat tyd. Ek kan nie vir jou binne 2 weke miljoene maak nie, sê gat. It's not possible. As jy glo as jy 'n fucking idioot. En dan ook logika sê vir jou dat ouens wat op Facebook Marketplace verkoop is 'n fucking 90% net scam. So hoekom shop jy dan? Daar's baie veiliger opsies om jou goed te verkoop of te koop soos Jaga in Suid-Afrika. Ek is 'n groot Jaga ou. Ek het al 'n paar R1000 gemaak op Jaga. En ja. So as jy al die ouens glo sê, ja, ons mag geld, okay, wys my. Gee my jou bankstaat. Wys my jou bankstaat. Hier daai nagemaakte kak wat hulle vir die crypto fucking scammers op Facebook altyd post as aan ouens se profiles gehack het. Weet wat? Jy maar werk vir jou geld. Ek het November maand R300 op Ripple opgesit op Luna. Jy doen jou crypto weer Luna. En dit is vandag R700 werd. R780 toe laas gecheck het. So, maar dit van November maand laas jaar gevat tot nou toe om dit daar te kry. So daai kak van maak van 'n geld, dis waar hulle jou vang. En as jy desperaat is, vang jy nog meer en dit is nie die kak met scammers is. Die mense wat die nodigste is, wat die nodigste geld het, steel hulle die geld van. En dit is hoe hulle jou vang. Want ek het al self deurgeloop. Maar die ouens het baie legit gelyk. En hulle het video's gewys en foto's en meetings gehou as 'n global scam. Wat beklap gewees. En hulle het 'n paar manne gevang. Ek het net so 1600 verloor daar. Dit is ja. En die trant waar die mense nou steel in Suid-Afrika veral op regeringsvlak. Al daai goeie, weet wat. Hou maar jou geldjies en doen die veilige manier. Nie lang manier. Doen die regte manier. Wat as jy al jou kak betaal het aan die einde van die maand, aan jou huisie en jou karretjie en jou kos gekoop
en die krageenhede, dan vat jy daai geld wat jy oor het en jy deel 30% is joune. Jy kan daarmee McDonald's koop of 'n nuwe rokkie of something en aan die ander 30% belê jy in 'n soos 'n sideline besigheidjie. Maak iets sulke tipe goed en en die ander 30% invest jy. Koop jy 'n bietjie kripto op Luno, daar die geldjies daar en 10% moet jy gee vir die kerk of vir nog 'n swaar kry of vir liefdade. Dis hoe die ding loop. Maar hou op val en onnosel wees en dan fokke hy op Facebook omdat hulle jou ingedoen het, scammers. Maar jy was so onnosel, jy het hulle kak geglo en nie gaan research nie. As jy ChatGPT is 'n wonderlike tool as jy dit nie gebruik om besigheid mee te doen, om scammers uit te vang of sulke tipe goed nie. Nou as jy agter my maar, Google is al ancient. Jy het al die tools om nie geld te verloor. The bad signing out.